Reg, so kom ons spring sommer dadelik weg. Iewers diep binne in jou lyf, in die hoofslagaard, die aorta, skuil daar 'n mediese raaisel, iets wat vir jare, selfs dekades, heeltemal onder die radar kom bly. Ons praat vandag oor 'n deurdringende aortiese ulkus. Dis 'n mondvol, ek weet, maar 'n toestand wat so skaars is dat dit gereeld misgekyk word. En die gevolge? Wel, die kan absoluut dodelik wees. Hoe weet jy iets is fout? Wel, dit begin dikwels met simptome wat nogal dramaties en, verwarrend is. Stel jy dit voor, jy kry skielik hierdie skerende pyn in jou rug. Wat is die eerste ding wat jy dink? 'n Hartaanval natuurlik, maar die ware oorsaak, dis dikwels 'n vyand wat diep binne in jou aorta wegkruip. En dis hier waar ons mediese speurverhaal begin. So ons eerste deel, 'n onrusbarende noodgeval. En glo my, dis presies wat hierdie toestand is. Hoekom? Want sodra daar die eerste simptome kop uitsteek, begin jou horlosie en hy tik vinnig. Al hierdie tipe noodgevalle word onder een sambreel-term gegroepeer: akute aortiese sindroom of sommer net AS. Dink daaraan as 'n versamelnaam vir 3 toestande. Hulle is almal familie, kan mens sê, maar elkeen is uniek en elkeen is lewensgevaarlik. So, waar pas ons skuldige nou in hierdie prentjie in? Kyk, die oorgrootste meerderheid van AS-gevalle, so om en by 95%, is aortiese disseksie. Dis die een waarvan die meeste mense al gehoor het. Maar ons fokus vandag op daai klein, amper weggesteekte snytjie van die koek, die deurdringende aortiese ulkus of PAU. Dit maak net so wat 2 tot 3% van gevalle uit. Dis juist dit wat dit so seldsaam en so ontwykend maak. Dit bring ons by deel 2. Hoe kraak ons die saak? Hoe vind dokters hierdie seldsame skurk? Wel, hiervoor het ons moderne tegnologie nodig. Gereedskap wat ons help om te sien wat met die blote oog heeltemal onsigbaar is. Die nommer 1 stukkie gereedskap in hierdie ondersoek is iets wat 'n rekenaartomografie-angiografie of RTA genoem word. Dis 'n mond vol, maar dink daaraan soos die speurder se supervergrootglas. Dis regtig die goue standaard. Dit skep 'n ongelooflike gedetailleerde 3D-kaart van jou hele aorta en op daai kaart kan absoluut niks wegkruip nie. En wat presies soek hulle op hierdie 3D-kaart? Wel, die mediese beskrywing is nogal visueel. Hulle soek vir 'n uitstulping van die aortawand met die teenwoordigheid van gekartelde rande. Jy sien, dis nie 'n netjiese skoon skeer nie. Dis meer soos 'n rowwe, gevaarlike krater wat in die wand van die slagaar invreet. Okay, so hoe weet 'n dokter dis dit en nie die meer algemene aortiese disseksie nie? Die groot verskil, die sleutelleidraad, is die afwesigheid van iets wat 'n intimale flap genoem word. By 'n disseksie skeer die binneste laagie van die aorta en dit skep 'n los flappie. Maar by 'n PAU, daar's geen flap nie. Dis net 'n diep sweer, 'n ulkus, wat reguit in die wand inboor, gewoonlik in 'n area wat al reeds deur aterosklerose beskadig is. Goed, dit bring ons by die anatomie van hierdie verborgde bedreiging. Ons weet nou wat dit is en hoe om dit te vind. Die volgende vraag is: wie loop die grootste gevaar? Kom ons gebruik weer daai snelweg-analogie. Jou aorta is die liggaam se hoofsnelweg vir bloed. 'n PAA, dis nie net 'n oppervlakkige kraak in die teer nie. Nee, dis 'n diep, gevaarlike slaggat wat regdeur die laag van die pad vreet. En so 'n slaggat kan die hele struktuur verswak en tot 'n katastrofe lei. En die ding van so 'n slaggat is, dit word erger. Dit begin gewoonlik met 'n bietjie gedenkplaat of aterosklerose. Dan begin die ulkus in die wand van die aorta invreet. Dit kan dan bloeding binne in die wand veroorsaak. Dis wat ons 'n intramurale hematoom noem. En in die heel ergste scenario kan dit reg deur die buitenste laag bars en 'n baie gevaarlike borrel vorm, 'n sogenaamde pseudoaneurisme. So, wie is die tipiese pasiënt? Wel, die data skets 'n baie duidelike prentjie. Dis gewoonlik ouer mense. Die gemiddelde ouderdom is so rondom 72. 2/3 van die pasiënte is mans en die allergrootste rooi vlag, hipertensie. Byna almal wat dit kry, het hoë bloeddruk. As jy dan nog rook of ander probleme soos hartsiektes of COPD bygooi, dan klim daai risiko net nog hoër. Dit bring ons by die behandeling. Hoe beveg ons hierdie ding? En hier sien ons 'n ware stryd. Die ou, baie riskante manier teenoor 'n moderne, amper revolusionêre benadering. Vir 'n baie lang tyd was daar net een opsie, en dit was, om eerlik te wees, nogal skrikwekkend: oop chirurgie. Ons praat van die borskasse oopmaak en fisiese groot stuk van die aorta uitsny en vervang. 'n Absoluut massiewe operasie met 'n enorme risiko. En daai risiko was nie net iets op papier nie. Die sterftesyfer vir hierdie oop operasies, dit kon so hoog as 21% wees.
Dink daaroor, dis meer as 1 uit elke 5 mense op die operasietafel wat dit nie gemaak het nie. Dis 'n skrikwekkende gedagte. Maar toe kom die held van ons storie, 'n prosedure genaamd TVAR. Kom ons gaan terug na die snelweg. In plaas daarvan om die hele pad op te grawe, laat TVAR dokters toe om die pad van binne af te herstel. Hulle gebruik 'n klein snytjie en ryg 'n spesiale buisie met 'n stent tot by die slaggat om dit van binne af te seël. Dit is soveel minder indringend. En die resultate? Dis dag en nag. Onthou daai 21% sterftesyfer vir oop chirurgie. Wel met TVAR val daai syfer binne 30 dae tot net 4.8%. Dis 'n ongelooflike lewensreddende verskil. Hierdie tegniek het letterlik duisende lewens gered. En dis nie net veiliger nie, dis ook ongelooflik effektief. Die tegniese suksessyfer vir TEVAR in hierdie gevalle is 'n verstommende 98.3%. Kortom, dit werk en dit werk uitstekend. En dit bring ons by ons laaste deel, lewe na die herstel. Want die storie stop nie wanneer die pasiënt uit die teater kom nie. Die laaste hoofstuk gaan oor wat regtig saak maak vir langtermynoorlewing. So hier's die een ding wat jy moet onthou van vandag. Wat is die mees kritieke faktor vir oorlewing? Dis nie die tegniek nie, dis nie eers die chirurg nie, dis een eenvoudige woord, tydsberekening. Om dit vroeg op te spoor en 'n beplande operasie te hê. Dis alles. Kyk gou hierna. As ons dit vroeg kan kry en 'n pasiënt gaan in vir 'n beplande TVAR-prosedure, is die 7 jaar oorlewingssyfer 'n baie goeie 84,4%. Dis 'n uitstekende vooruitsig. Maar nou vir die ander kant van die munt. As ons dit eers optel wanneer dit 'n noodgeval is, miskien het die aorta reeds begin lek of geskeur, dan val daai selfde 7 jaar oorlewingssyfer tot 'n skamele 46.2%. Dis amper die helfte. En hierdie enorme verskil wys ons presies hoe krities vroeë opsporing is. Die werk is ook nie klaar na die operasie nie. Om seker te maak alles bly reg, is langtermyn opvolg met skannings absoluut noodsaaklik. Dis maar net om te kyk of die herstelwerk hou en of daar nie enige nuwe probleme opduik nie. En dit los ons met een laaste groot gedagte. Hierdie hele storie van die deurdringende aortiese ulkus is eintlik 'n ongelooflike verhaal van mediese vooruitgang. Ons het 'n seldsame, hoogs dodelike toestand geneem en dit verander in iets wat ons effektief kan bestuur. En dit laat 'n mens wonder, nee, soos ons tegnologie aanhou verbeter en ons behandelinge minder ingrypend raak, watter ander stil moordenaars wat daar buite skuil, gaan ons volgende aan die kaak stel. En oor